Op 18 spog sy reeds met die titel van Suid-Afrika se 200 meter vrouekampioen en is ook een van die top 100 meter atlete. Haar naam is Romay Burger en sy is 'n nooi van Bloemfontein. Ons het gaan saam oefen. Romay Burger is having a really fantastic start. She's coming into the home straight first. Reeds van kleins af het die atletiekmure haar begin byt. Sy is nog nie eens klaar met skool nie en skop reeds stof in haar opponente se gesigte. To catch her, Jovi Lavisha has to work really hard now. It's gonna be Romay Burger really pushing it to the end. Dit voel vir my weird, Romay, om vir jou te sê, hoe oud was jy toe jy agtergekom het jy hou van atletiek? Want jy's nog so jonk, dit voel vir my jy moet nou eers ontdek waarvan jy hou. Hardloop jy al lank al? Ek doen ja, dan ek hardloop al vandat ek begin het in laerskool, so Ja? ek 7 of 8 jaar oud was. Maar ek het eers my passie begin vind toe ek hier in die hoërskool kom. So Ja? toe besluit ek moet dit nou begin ernstig opneem. So op watter prestasie tot nou was jy die trotsste? Ek dink ek is die trots op my seniors. Ja. Dit was regtig iets wat ek vir altyd gaan oorspog, want dit is regtig vir my die grootste oomblik in my lewe gewees en dit was die moeilikste oomblik in my lewe gewees. So die seniors was toe jy die 200 meter gewen Yes. het. Toe hardloop jy teen in die volwasse Ja, klas, né? So dit is wat almal. beteken dit? Hoe oud is die vrouens teen wie jaar? Nee, daar's nie 'n age limit nie. Dis almal hardloop. So Jessie. die limiet is groot, so almal hardloop. Was jy die jongste? Ek was die jongste geweest, maar dit was die grootste oomblik in my lewe geweest. Hoorie, en terwyl jy hardloop, dink jy of fokus jy net op hardloop? Het Ek jy was- soos 'n gameplan? Ja, ek het 'n gameplan gehad. Ja. Om net die draai so vinnig as moontlik te hardloop en regtig net voor te kom, want ek het 'n natuur waar as ek voor is ek geneig om voor te bly. Toe ek regtig om my draai kom, het ek net besef, ek is nou voor, ek moet dit nou net hou. En toe jy wen? Nee, ek het net daar gehuil. Ek kon dit nie glo nie. Dit was eintlik half 'n skok. Burger, 17 years young. She comes through and she kills it at the Senior National Championship. Mens kan nie, ek dink, so iets bereik sonder ondersteuning Nee, nie. dit is regtig so. En jou ouers, hoe motiveer Ja. hulle jou? Hulle motiveer my meer as enigiets. Ek dink nie ek sal enige byeenkoms kan hardloop sonder hulle nie. Hulle is regtig my ondersteuning en my grootste anker. Hulle hou my regtig plat op die aarde en net vir my sê dit is 'n voorreg om nou te hardloop. So ja, ek kan nie sonder hulle nie. Julle kind hardloop baie goed. By wie kry sy die talent? Ons weet jy sportief, Philip, maar dan het jy ook 'n sportaanleg. Ek was ook baie lief vir sport op skool. Ja? Ek het toe nou net netbal gekies. Ek het atletiek gedoen, maar glad nou nie op Romay se vlak nie. En toe nou maar netbal gekies en met netbal my skoolloopbaan netbal gedoen, ja. Philip, jy het 'n professionele sportagtergrond met rugby. So was daar vir jou 'n oomblik wat jy gekyk het en gesien het, okay, hierdie kind kan ver gaan hiermee. Ek dink is eers hier toe sy 15, 16 toe sy nou begin almal inhaal en groter raak dat sy laat ons regtig begin sien het sy het die talent, maar sy het die mindset ook gehad. Ja. Seker omtrent so 18 maande terug toe kom sy eendag na my toe. Ek dink ons was saam met my paale. My pa het ook ons vir die Springbok gespeel. Toe was ons saam met my paale by 'n reunie op Loftus gewees en toe het ons daar gaan rondstap. Ek dink daai dag het 'n moeë indruk op haar gemaak. Was sy daar, ek dink 'n week of 2 daarna toe sy na my toe gekom te sê sy vir my, okay, hoe gaan ons maak? Jy weet, hoe doen ons wat pappa en oupa hulle gedoen het. Dis ek vir elke my liefie, maar as ons dit gaan doen ons dit dan 100%. Nou. Sy's 'n verskriklike committed kind. Sy gaan vir alles voluit. Of dit Ja. nou skool is en of is dit om 'n beste vriendin te wees of om 'n sussie te wees wat sy ook baie goed doen. Ja. Ek dink toe sy begin presteer, toe raak dit dan is dit vir ons nou lekker ook om resultate te sien. Ja. So toe het sy begin voluit in die atletiek ingaan. Watse prestasie sover het julle die trotsste gemaak? Ek dink laas jaar in Potch toe sy ek dink die 200 finaal was haar 6ste wedloop gewees. So jy moet onthou dis nie net jy Ja, daag sien. op in jou hardloop nie. Ek bedoel daar was sy 17 start 9. Hardloop teen die vinnigste vrouens in die land. Ja, Die 200 en sy het net besluit okay, jy weet Challenge accepted. ja, geen verskonings net vir konings. Wie skree die hardste langs die baan? Dit moet ek wees. Definitief nie ek nie. Definitief nie ek Nee, ja. dit moet ek wees. Nee, ek dink my hart Ek op by en my ons keel like sissies. bots. Is dit? Ja. Is die sissies trots op haar? Ja. Ja, hulle is baie Hulle ondersteun Ja. mekaar mooi. Ja. Beide Romay se susters Lily en Zylie is ook ywerige atlete, met Lily wat reeds op provinsiale vlak uitblink. Julle twee is altyd ook lief vir atletiek. Ja, baie. Wat doen julle? Ons albei doen hekkies. Ja, nou Romay doen baie goed. Kyk julle wanneer sy hardloop, is julle bewus van die feit dat sy so goed doen of is dit nou maar net al vir julle so alledaags? Nee, dat sal nooit net normaal wees Ja. nie. Dit is vir my altyd so interessant en
verrassend as mense vaak om foto's vra. Ja. Want ek is al net al gebind oor Romy en as mense verbyloop en rek hulle oë as dit verbyloop en ja. Dis altyd maar by die skool, baie mense het my al gevra vir 'n handtekening. Regtig? Sy's eintlik maar populêr. Ja. En wat is julle, waar hoop julle gaan Romy uitkom met haar atletiek? Ek is seker wat sy wil opeindig nie, maar ek wil definitief 'n persoon ken die Olympics toe gaan, so ek hoop sy gaan Olympics. dit sal baie cool wees om te sê my sussie was Olympics toe. Met 'n tyd van 23.49 sekondes verlede jaar in Potchefstroom, het sy geskiedenis gemaak en die jongste vrou ooit geword om die 200 meter wedloop te wen. Daarbenewens het sy onlangs die Suid-Afrikaanse rekord in die 150 meter, asook 'n amptelike Suid-Afrikaanse onder 20 rekord in die 300 meter gebreek. Jolanda, hoe lank werk jy nou al saam met Romy? Dit is baie bevoorreg, ek werk en ek betaal vandat sy 13 jaar oud is. Ons gaan al vir ons 6de jaar saam. Wat dink jy is Romy se sterkpunte as atleet? Huidiglik kan ek definitief sê sy's vars, sy's nie uitgebrand nie. Sy het 'n baie mooi patroon gehad tot en met hierdie 6 jaar. As jy goed oefen, dan hardloop jy goed. So dit dra baie by tot wat jy gaan doen in die kompetisie. Maar sy's baie jonk, so ons moet baie goed nog leer, maar sy het definitief die karakter, haar persoonlikheid is baie mooi sterk. So sy kan dit nog ver bring. Wat dink jy is haar potensiaal? Hoe ver dink jy kan sy gaan? Ons beplan hierdie jaar gaan ons wêreld juniors toe, hopelik. Die Olimpiese spele is soos nie 'n pad wat maklik is nie. Dis 'n klomp faktore wat maak wat die pad vir jou vorentoe anders te laat lyk. En ek sien haar definitief as 'n baie goeie atleet vir die toekoms en weer dat Suid-Afrika weer 'n vroue sprinter vrou kan hê wat goed doen. Ons het dit nodig. Hoe lyk jou oefenprogram? My oefenprogram is baie besig, maar ek kry nou maar alles in een dag. Ek het 'n baansessie gewoonlik, 'n veldsessie wat dan nou die endurance is. Dan het ek 'n gym sessie gewoonlik en dan doen ons partykeer bulte. Ons kyk maar op watter Saterdag kan ek oefen. En hoeveel ure 'n dag moet jy oefen? Ek oefen tussen 2 en 3 ure. Elke dag? Ja. 6 dae 'n week? Yes, 6 dae. Gewoonlik dit sal tussen 5 en 6 wees, ja. Wat is jou plan? Want volgende jaar is jy nou klaar met skool. Yes. En dan? Ek gaan aangaan met atletiek. Ja. Ek weet nog nie waar ek gaan swaat nie, maar ek wil kyk hoe gaan dit na Worlds. Ja. As dit baie goed gaan, dan is ek heel moontlik die kans is groot dat ek Amerika toe gaan en dan potensiaal terugkom. Dan gaan ek kom coach en sulke goeders doen hierso. Maar ja, sal nou maar sien hoe dit gaan. Jou heel grootste droom vir jouself. Is om natuurlik aan die Olympics te hardloop. Dis regtig my grootste droom, is om daar te hardloop. En regtig net my land te verteenwoordig, maar ja, sal maar sien waar God my bring. Wat is vir jou die lekkerste deel van wat jy doen? Die lekkerste deel is om te sien hoe my tye al hoe laer gaan. Dis regtig, dis soos 'n klein vuurtjie wat in jou liggaam aangaan as jy elke keer dan sien jy, my tyd is met 0.1 af, maar is af. So jy is elke keer al hoe blyer as jy sien jou tyd verbeter en al daai harde werk wat jy insit, is regtig worth it. So ja. Jy's 'n kompeterende meisie, nê? Ek is ja, ek is baie kompeterend. Met die knal van 'n wegspringpistool, 'n familie wat omgee, vasberadenheid, nederigheid en fokus, kan mens nie anders as om te dink Romy se toekoms lyk blink nie. Romy, ons staan bankvas agter jou.